Ons is besig om 'n lekker studie te maak van die boek van Filippense. Ons is vandag by hoofstuk 2 en is nogal een van die gedagtes en een van die hoofstukke wat ek dink 'n geweldige uitdaging bring vir dit wat so tipies van ons moderne samelewing geword het. Ek vra vir jou om saam met my te lees Filippense 2 vers 3, staan hierdie woorde: Moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie. As jy gou vir my in jou gedagtes sal gaan na, wat kan dit vir jou beteken wanneer Paulus praat van moenie iets doen nie? Moenie enige iets doen nie. Wat verteenwoordig daai iets? Dit verteenwoordig alles. Alles wat by jou huis gebeur. Iets verteenwoordig alles wat in jou werkplek gebeur. Iets verteenwoordig alles wat in ons sosiale omgewing gebeur met ons vriende. En dit wat in ons stad gebeur, dit wat in ons land gebeur. Nou sê hy al die goed wat in daai kategorie val. Of jy TV kyk, en dit gaan oor die jong oorlog tussen jou en jou tiener en die remote, en dit gaan oor of jy vakansie gaan hou, en die keuses wat jy maak oor wat vir jou lekker is, of wat vir jou gesin lekker is, of jy enige iets doen, of jy betrokke raak in projekte saam met ander mense, wat jy ook al doen, moet dit nie doen van hierdie vertrekpunt af nie. Moet dit nie doen van 'n vertrekpunt van selfsug of ydelle eer nie. Selfsug verteenwoordig vir my daai begeerte wat ek het, dat dit my moet dien. Ek onthou Frank Sinatra het met oortuiging gesing, I did it my way, en dit kon net sowel hier gestaan het. Moenie daai liedjie sing nie, sê Paulus. En moet dit nie doen vir ydelle eer nie. Met ander woorde, om jou eie ego te streel, en jou eie ego te sien groot word, en opgelig word, in alles waarmee jy besig is. En die rede hoekom hy teen hierdie pad afgaan, sal baie keer vir jou voel, ja Paulus, maar nou ontneem jy my van ambisie, en jy ontneem my van my dryf na sukses, en ek wil vir jou vra om so bietjie net vas te hou, want ek dink dat hy eintlik iets anders doen. Hy sê eintlik vir jou, ek het hierdie illustrasie by 'n vriend gehoor nou die dag, gaan staan byvoorbeeld hoog op 'n balkon, en is vreeslik lekker om so oor die see uit te kyk, byvoorbeeld, maar elke balkon het 'n reëling nodig, en hierdie reëling is vir my eie beskerming. Dis nie daar om my in te perk of my in 'n hok te sit nie, dis juist daar om my te beskerm. En hier kom Paulus en hy sê, as jy kies om teen hierdie roete af te gaan, 'n roete van selfsug en 'n roete van ydelle eer, is daar niemand anders wat die prys gaan betaal so groot soos ek self nie. So kom ons vat hierdie stuk Bybelstudie en ons laat hom toe om ons motiewe te kom daag hier diep binne in ons binneste. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Nou wat hy heel eers te doen is, hy sê met ander woorde, hier's 'n roete wat jou gaan verwoes. Kom ek sê vir jou, waar moet jy begin om hierdie reëling in jou lewe te span, dat dit met jou goed sal gaan, op hierdie hoogtes wat jy bereik, en hierdie fantastiese uitkyk en hierdie impak wat jy het. Die plek waar jy moet begin, is hoe jy oor jouself dink. Die woord agting is 'n ding wat 'n mens sien in mense se gedrag, maar niemand weet regtig wat in jou denke aan die gang is. Van hoe dink jy oor jouself en hoe dink jy oor ander mense? En Paulus sê die sleutel tot 'n lewe van goddelike impak is dat jy moet leer om ander mense hoër te ag as jouself. En weer 'n keer as ek daai sinnetjie sê, dan dink party mense dat hy daarmee impliseer dat jy jouself moet verwoes, dat alles wat jy moet doen moet ten koste van jou wees, ter wille van ander mense. So kom ons lees nou net vers 4, die volgende versie, dan sal jy sien hoe dat hy hierdie vraag antwoord. Wat is die balans tussen my belange en die belange van mense rondom my? Nou sê hy die volgende, hy sê, julle moet nie elkeen net na sy eie belange omsien nie, maar elkeen moet ook na ander mense se belange omsien. Ek is nogal gefascineerd dat hy die woord belange gebruik, want die woord belange is 'n ekonomiese term. Dit gaan met ander woorde oor my eie wins en verlies, en my eie sekuriteit en my eie veiligheid. En Paulus kom sê vir ons hierso, dat jou eie roete tot sukses is om nie net na jou eie belange om te sien nie. As jy 'n maatskappy en 'n besigheid het, jy het byvoorbeeld 'n klomp kliënte, as jy net na jou eie belange kyk, en jy ry jou kliënte om soveel as moontlik uit hulle uit te maak, is die gevaar daar dat jy die prys gaan betaal, omdat jy nie hulle belange net so hoog geag het as jou eie belange nie.
Nou ek weet nie van jou nie, maar as ek 'n bietjie rondkyk in ons samelewing, dan sien ek die teenoorgestelde van wat hier in die Bybel staan. Ek sien juis hoe mense veg vir hulle eie belange, hoe dat hulle sal op ander trap om hulle eie verhoging en hulle eie groter invloed en hulle eie groter deel van die mark in die hande te kan kry. Jy sal sien in 'n huisgesin hoe dat elkeen veg vir sy plekkie in die son, en as ek nie veg nie, dan gaan niemand anders vir my veg nie. Ek sien nie hierdie tendens in ons samelewing nie. En dis hoekom ek sê, dit is 'n geweldige uitdaging. Paulus kom probeer eintlik vir my en jou sê, as ek en jy agting vir ander mense sal kry, ek meen, ons spot baie oor die N1 suid en hoe ek oor 'n taxi voel. Ek meen, daar is nie 'n goeie ander woord wat die woord taxi so kan sê, soos wat ek hom nou sê nie, 'n taxi. En die oomblik wanneer ek sou my sussie in daai bestuursitplek sit, en my sussie bestuur daai kar, sal ek haar totaal anders hanteer, omdat ek haar belange net so op die hart dra, as my eie belange. So ek dink ons verkeerservaring sal heeltemal anders wees, ons besigheidservaring, wat in gesinne gebeur, sal heeltemal anders wees, as elkeen begin omsien na die ander se belange, soos wat jy na jou eie belange omsien. En hier's 'n baie interessante gedagte, dat Paulus met ander woorde sê, moenie jouself verwoes nie, kyk na jouself. Jy kan groei en jy kan ontwikkel, maar terwyl dat jy dit doen, begin om dieselfde te begeer vir mense rondom jou. Dis fantasties, want hy gaan net 'n sin verder, dan sê hy, hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Die gesprek wat ek vandag met jou het, is 'n openbaring van die agting, die gesindheid, die innerlike ingesteldheid van Jesus Christus. Wat met ander woorde, en hoe hy met my gewerk het, het hy my belange net so hoog geag as sy eie belange. En ek gaan vir jou van hierdie detail 'n bietjie wys, soos wat ons verder in die hoofstuk werk. Ek het nogal met 'n groepie sakemanne hieroor gekuier nou die dag. Toe sê ek vir hulle, ouens, julle moet my help. Want partykeer voel dit vir my hierdie gedagte om na mekaar se belange om te sien, is 'n bietjie onrealisties. As ek kyk na hoe die wêreld werk, dit gaan oor wins en dit gaan oor verlies en dit gaan oor groter invloed, en dan dink ek, Paulus, was dit wat jy gesê het regtig relevant vir hier waar mense rondom my in my stad bly vandag in 2013? En ek is nogal gefassineerd met 'n stuk studie wat gedoen is in 'n boek met die naam From Good to Great. Die sameroeper van hierdie span wat navorsing gaan doen het, is Jim Collins, en hulle het navorsing gaan doen in Amerika in wat bekend staan as Fortune 500 companies. Dis maatskappye met meer as 500 mense, in 'n maatskappy wat ook gelys is op die stock exchange. En hier sien jy hoe dat in hierdie stukkie navorsing, hulle gaan soek het vir maatskappye wat met 'n faktor van 3 beter gedoen het as hulle mededingers, en hulle moes dit reg gekry het oor 'n termyn van 15 jaar. Hulle het omtrent 13 maatskappye gekry wat aan hierdie vereistes voldoen het. En hy stuur sy span toe nou in, en hy sê, kom ons gaan doen navorsing. Hierdie is 'n gewone stuk navorsing in ons ekonomiese wêreld, waar mense met iets besig is, soos wat daai vers 3 gesê het. Moenie iets doen uit ydelle eer of uit selfsug nie. En die boek From Good to Great kom terug, en die heel eerste opmerking wat hulle maak, is dat hierdie maatskappye het dit al 13 in gemeen met mekaar. Dat die kwaliteit van die leierskap in hierdie maatskappy se harte gelyk het soos Filippense 2. Hulle gebruik die woord humility. Daar was 'n sagtheid, 'n bietjie van 'n skaamheid, dit het nie oor eie belange en oor ydelle eer, oor iemand wat die heeltyd in die spotlight wil wees en wat raak gesien wil word. Dis hier's 'n persoon wat partykeer so skaam was dat hulle met die media nie sinvol kon interaksie hê nie. En hulle kom en hulle maak vir ons 'n studie waar hulle eintlik wys hoe dat sukses vandag in ons samelewing geteel word en groei uit Filippense 2 uit. So ek praat nie met jou oor 'n oulike Bybelstudie wat net oor 'n stukkie geloof in Jesus Christus gaan, maar is nie van toepassing vir die res van jou wêreld nie. Wat ek vandag vir jou sê, is die roete na groter impak en na groter sukses op hierdie planeet en na vervulling. God het jou so gemaak
dat jy nie net na jou eie belange moet kyk nie. Dis die gesindheid van Christus. Dis wanneer ek met hom identifiseer, dis wanneer ek na Jesus kyk en ek besef, hy wys vir my wie ek is. Hy het die gesindheid van 'n diensknegt gehad. Hy het hierdie ingesteldheid gehad, dat ander se belange vir hom belangrik is. En wanneer ek dit net toelaat om hier in my binneste wakker te word, en om Christus met ander woorde toe te laat, om op te staan in my binneste, dis dan wanneer ek dieselfde pad en dieselfde sukses en dieselfde vervulling kan beleef as Jesus Christus. Maar ek wil vir jou vra om vir die volgende paar verse in Filippense 2, hier van vers 5 en 6 af, nou saam met my te lees, en dan kyk ons vinnig, wat het dit hom regtig gekos? In die eerste plek staan daar, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. As 'n vreeslike oulike advertensie op TV gewees, van 'n man wat staan by 'n toonbank, en hy wil diens hê, en hy soek daai diens baie vinnig, en hy kry nie die diens so vinnig wat hy dit wil hê nie, en toe sê hy vir die dame aan die ander kant van die toonbank, hy sê, so weet jy nie wie ek is nie, in frustrasie, weet jy nie wie ek is nie, weet jy nie waar ek vandaan kom, weet jy nie wat, jy weet, wat sy invloed en wat sy impak het ek op hierdie planeet nie, jy moet 'n bietjie vinniger spring om my te dien, sissie, en dan is dit vreeslik snaaks, sy is besig om tee te drink en die tee kalmeer haar lekker en dan gaan sy oor die megafoon en sy vra vir die hele groep mense daar in daai saal, sy sê, hier's iemand hier by my wat nie weet wie hy is nie, is daar enige iemand wat hom daarmee kan help? Nou, jy weet hoe dit voel, ek en jy was al op daai plek waar ons voel, ons word nie nou hanteer soos waar ons vandaan kom nie. Mense weet nou nie wie ek is nie. En hier sê die Bybel, Jesus het eerstens daai ding binne in hom doodgeslaan. Hy was in die gestalte van God en hy het dit geen roof geag. Hy was gelyk aan God, hy het al die invloed gehad en die heelal erken dit. Maar hy het homself ontledig. So die eerste keuse wat ons gaan moet maak is, dat wanneer mense nie weet wie ons is nie, gaan ons dit ook ignoreer. Om by die tweede tree uit te kom, om myself te ontledig, gaan oor 'n innerlike keuse, dat ek my eie identiteit, my selfwaarde, wie ek dink ek is, dat ek dit ook kan toeskuif. Die eerste ene was 'n selfbeeldstelling gewees, wat mense veronderstel is om my te sien, ek skuif dit kant toe. Nommer 2, selfwaardestelling, waar dit wat ek dink, ek is so kosbaar en mense moet my op 'n sekere manier hanteer. Ek gaan my daarvan ontledig, ek gaan my leegmaak daarvan. En dan het hy die gestalte van 'n diensknegt aangeneem. Met ander woorde, hy het homself geassosieer met 'n onwenslike prentjie. En ek wil vir jou sê, om die pad van Jesus Christus te loop in jou huisgesin, as jy 'n pa van tieners is, dan het ek baie keer lus om my vingers te klap en te sê, kom sissies, julle is hier om my te dien. As ek 'n leier van 'n span mense is, dan kom ek gou op daai plek waar ek voel, ag nee ouens, kom aan. Kom, ek soek 'n lekker ereposisie, wanneer ek hier inry, wil ek op die regte plek parkeer, en julle moet my kar was, en julle moet sorg dat alles mooi vir my reg is, en julle. Hier kom die Bybel en hy sê, dit wat Jim Collins in sy boek vir ons gaan bewys het in die ekonomie van ons dag, is dat sukses en impak en vervulling kom op, wanneer jy op 'n plek kom, waar jy verstaan leierskap, om die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. Dis ek eintlik, wat minder is, dien en oplig, en die vraag vra, hoe kan ek jou belange net so intens belangrik ag as my belange? My belange is om die maatskappy te maak werk. En jou belange is net om 'n salaris te verdien. Wel, kom ons kyk, hoe kan ek hierdie twee bymekaar bring en al twee eweveel agting gee? Daar's net een pad, dis die pad van 'n diensknegt. Dis 'n onwenslike assosiasie. Mense gaan vir jou sê, ja, jy is sag en jy kan nie besluite neem nie. En Gene Collins vertel die storie in Good to Great, hoe dat hulle agtergekom het, dat hierdie leiers nie net 'n sagtheid aan hulle het, in terme van hoe hulle met mense werk nie, maar aan die binnekant het hulle 'n sterk wil. Hulle het hierdie dryf aan die binnekant, wat maak dat hulle sterk besluite kan neem. Maar die hoe van daai besluite is die ingesteldheid van 'n diensknegt, die gesindheid van Christus. En dan het Jesus verder gegaan, nie net 'n diensknegt nie, maar hy het aan mense gelyk geword. Basies beteken dit, hy het sy eie vermoëns en sy eie kapasiteit
toegelaat om beperk te word, om in 'n blokkie in vasgeverf te word, terwille van die saak. Ek gaan nie my voorregte belangrik ag nie, ek gaan toelaat dat julle my hier in 'n blik druk, net terwille van die belange van dit waarmee ons hier besig is. Hy was in die gedaante van 'n mens gevind, die gestalte van 'n mens, hy het aan 'n mens gelyk geword, maar hy het ook in die gedaante van 'n mens is hy gevind. En nou dis 'n gevaarlike een hierdie, want wat dan gebeur is, as jy mense begin dien, dan kan jy nie net op 'n afstand staan nie. Op 'n stadium begin hulle krisisse hier inkruip in jou eie emosies. Ek meen, as jy lekker op jou troon sit en jy het nie 'n saak met die nood van die stad nie, jy weet, dan pla dit jou nie. Maar klim uit jou kar uit en gaan loop saam met my rond in die armoede van ons stad en gaan was hulle voete en gaan gee vir hulle kos en gaan trek vir hulle nuwe klere aan. En die volgende oomblik begin dit jou gryp hier in die binnekant. Dis die pad wat Christus geloop het, en dis wat hy my en jou roep om te doen in ons gesinne, in ons werksplekke en in ons sosiale omgewing. Hy het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Weet jy kan selfs op 'n plek kom waar dit vir jou voel dat God nou besig is om by te dra, om my hierso in stukke te skeer. Ek meen, dis waaroor nagmaal vir ons gaan, is dat Jesus se liggaam uitmekaar geskeur is, en die mense het hom verwoes. Ja, maar onthou jy hoe het hy gesê, my God, hoekom het u my verlaat? Ek wil vir jou sê, om 'n diensknegt te wees, is die enigste manier om sinvol te lewe, maar is nie maklik nie. En dit gaan vir jou op 'n plek bring, waar dit baie keer voel, alles is teen jou. Maar ek kan nie hier stop nie, ek moet met jou een tree verder gaan. Ek wil vir jou God se hart wys, nie net met sy eie seun nie, maar met jou. Nou gaan die Bybel, en die woordjie daarom is 'n belangrike woordjie. Daarom, omdat Jesus bereid was om hierdie pad te stap, gehoorsaam tot die dood toe, daarom het God hom uitermate verhoog. As ek vandag in jou oë kon kyk, wil ek vir jou sê, die God in die hemel het geen begeerte, hy het nie nodig om jou min te maak of jou te verwoes nie. Die God in die hemel sê vir jou, kom stap net die pad wat ek geloop het, want my hart is om jou uitermate te verhoog, en daai uitermate verhoog is nie jou eie eer en jou eie belange nie, maar die ons waarin jy betrokke is, die gesin en die maatskappy en die stad waar jy bly en die sosiale wêreld waarin jy betrokke is. Dis daar waar die Here opheffing wil bring. En dan dink ek onmiddellik aan Genesis 1 vers 26, waar hy sê, ons is in sy beeld en in sy gelykenis geskep om te heers. Hierdie is die woordjie beeld wat ek hierso sien. Jy's uitermate verhoog. Dit beteken, ander mense sien skielik raak wat God in jou lewe gedoen het. En nommer 2, hy het hom nie net verhoog nie, maar hy het hom 'n naam gegee wat bo elke ander naam is. Met ander woorde, Jesus het soos hierdie hoogste verdieping waar jy staan, het jy hierdie reëling wat jou beskerm. Omdat hy 'n diensknegt was, kon God hom optel tot op die hoogste verdieping. En om met vrymoedigheid daar laat staan, want daar's nie gevaar nie, daar's karakter wat soos 'n onderbou lê op dit wat God met jou lewe wil doen. En jou naam, mense sal jou naam ken en mense sal van jou praat. Maar dit wat jy verteenwoordig is nie jou eie reputasie en jou eie sukses nie. Dis hierdie pad wat jy geloop het, wat net soos in Jim Collins se boek reg oor die wêreld gepubliseer is, hoe suksesvol hierdie maatskappye is as gevolg van 'n leier wat dieselfde gesindheid as Christus gehad het. Vir my altyd, as jy 'n goeie naam het, het jy 'n goeie reputasie en het jy positiewe invloed. Dis die woordjie gelykenis. Dis mense wat na my kyk en sê, daai persoon dra die karaktertrekke van God. Hy's in sy beeld, hy's in sy kapasiteit verhoog, maar hy het ook sy gelykenis. En dan gaan hy verder, sodat in die naam van Jesus Christus sou buig elke knie wat in die hemel en op die aarde is, en selfs onder die aarde, en elke tong sal sê, Jesus Christus is die Here, en dit sal wees tot die heerlikheid van God die Vader. Die woord autoriteit staan geskryf hierin. Ek wil vir jou vandag sê,
Filippense 2 gee vir ons die roete, hy gee vir ons die pad, waarby ek en jy op die hoogste verdieping kan kom, 'n plek van gesag, 'n plek van autoriteit. Maar as ek bereid is om onder op die grond al die keuse te maak, dit gaan nie oor my gaan nie, dit gaan oor die saak waarvoor ek staan, dan gebeur 'n fantastiese wonderwerk, jou belange, jou dryf en jou begeerte vir sukses, en God se belange word gelyk eweveel gedien, sy belange vir die mense rondom jou. Dan sê die Vader, hier's my hart vir jou. Ek wil jou ophef, ek wil jou 'n naam gee, ek wil hê dat situasies hulle knieë voor jou moet buig, ek gee vir jou sukses en autoriteit en gesag. Dis my hart vir jou. Maar is jy bereid om die pad te stap wat Christus gestap het? En dis wat ek vandag vir jou vra. Ek wil hê jy moet teruggaan in jou gedagtes nou na jou huis toe. Kom ons vra dit gou oor jou huwelik. Ek sê vir jou, as jy jou huwelik op die hoogste hoogte wil hê, begin jou man of jou vrou eer, begin agting vir hulle kry en begin hulle dien. Gaan vra vir hulle, wat kan ek vir jou doen? Maak hulle belange net so hoog in jou gedagtes as jou eie belange. Gaan doen dit met jou tienerkinders. Gaan doen dit met jou getroude kinders. Gaan doen dit met jou baas. Gaan doen dit met die mense in ons stad. Vat 'n petroljoggie en maak sy belange net so belangrik soos jou eie belang. Gaan doen dit met jou bediende. Ek kan vir jou vat na die res van elke faset van ons samelewing. Hierdie stad en hierdie wêreld, hierdie Suid-Afrika, het leiers nodig wat ander se belange net so hoog soos hulle eie sal ag. Kom ons bid saam en ons vra die Here om dit te kom doen. Dankie Hemelse Vader, as ons vandag Filippense 2 bestudeer, dat dit ons so diep kom daag. En eintlik wil ek skree na die hemel en vra, o Here, Here, kom maak ons harte nuut, gee ons die gesindheid in die hart van Christus. Ek bid dit vir die hele Suid-Afrika in die naam van Jesus. Amen.